Vrede luisteraars. Ek is Trevor van Rooyen, woonagtig in die Witzenberg area, gebore Paardekloof, landgoed. Net so 'n kort insig, ek gaan praat bietjie rondom die Ses Nasie toernooi, die Tweed Ses Nasie toernooi, die uitsette daarvan en waar sake heidaglik staan. Ek het vir Paardekloof rugbyklub rugby gespeel 2024, waar ek in een van ons liga wedstryde nekbesering opgedoen het, waar ek in Ceres Hospitaal opgeëindig het en van Ceres Hospitaal af is ek opgeneem in Tygerberg Hospitaal, maar deur die genade hand en die kragtadige hand van die Here wat my daar opgetel het en my wonderbaarlik herstel het, het ek gevoel vir 'n tyd, maar ek moet eers afskakel van rugby af, maar die liefde vir rugby binne in my is so groot, ek kon nie wegbly nie en ek het weer betrokke geraak by Paardekloof Rugby Klub, waar ek heidaglik die spanbestuurder van Paardekloof Rugby Klub is. So ja, dat is in kort oor my. So ek is betrokke by Paardekloof Rugby Klub. En dan die Tweed Ses Nasie reeks. Het iewers moet dit begin het. Paardekloof Rugby Klub se huidige voorsitter, wat 2024 die ondervoorsitter was by Paardekloof, het met hierdie gedagte of hierdie idee het by hom opgekom van die Ses Nasie. En Gerrit Komaiel, wat met die idee of die gedagte vorendag gekom het hierdie gedagte gevat na Paardekloof se landgoedbestuurder. En Paardekloof se landgoedbestuurder het dit toe verder gevat na die direksie van die Tweeds toe, waar hy 'n voorlegging gedoen het en die Tweed groep onmiddellik ingekoop het in hierdie idee en in hierdie gedagte. En dit is waar die Tweed Ses Nasie toernooi geboorte geskenk het. Dit is waar dit gebore in daai oomblik waar dit omskep was in 'n realiteit wat net vir een se droom was, maar wat 'n realiteit geword het. En toe het hulle verder gegaan. Daar is ses plase betrokke. Elke plaas het 'n rugbyklub. Dit is die Tweed plase in die Witzenberg. Naamlik Paardekloof, Vastrap, Nooitgedag, Lindeshof, Kromfontein en Tanfontein. 3 van hierdie spanne speel in die Witzenberg streekiedag en 3 van hierdie spanne speel in die Witzenberg gemeenskapsskild. Paardekloof, Vastrap en Lindeshof is die 3 spanne wat in die Witzenberg streekiedag speel. Tanfontein, Kromfontein en Nooitgedag is die 3 spanne wat in die Witzenberg gemeenskapsskild speel. Maar toe het hierdie droom, hierdie idee het 'n realiteit geword en die Tweed groep het ingekoop. Die Tweed groep het ingekoop en hulle het vir ons verskaf, ons borge verskaf, ons toerusting. Hulle het hulle velde vir ons beskikbaar gestel, implemente het hulle vir ons beskikbaar gestel om 'n sukses van hierdie event te maak. In 2024 met die opening wedstryde, met die afskop van hierdie Tweed Ses Nasie beker vir die eerste keer. Daar was in die verlede jare terug het die Tweed beker gehad, waarvan Lindeshof die kampioene was van die Tweed beker. Maar hierdie is 'n Tweed Ses Nasie reeks, soos ons dit noem. Dit is nie net rugby nie, dit is die rugby en die netbal. So daar's 6 rugbyspanne en 6 netbalspanne. Elke plaas het 'n rugbyspan en 'n netbalspan. So en toe uit hierdie voorlegging het die Tweeds die goedkeuring gegee dat die beplanning kan aangaan, dat die plan kan aangaan. En die verskillende klubs, al hierdie 6 verskillende klubs, uit daai 6 verskillende klubs is daar 'n komitee gekies, 'n reëlingskomitee wat met alle reëlings moet tref en met bystand natuurlik deur die Tweed groep. En hierdie reëlingskomitee het 'n marvelous job gedoen 2024. En die afskop van die eerste Ses Nasie toernooi was op Paardekloof landgoed gewees, waar Paardekloof die host was. Maar daar was, 'n mens kan nooit deur hierdie hele toernooi 2024 kon jy nie gesê dit, maar daar is 'n team
wat regtig dominated was, wat gesê het, wat ons van vooraf kan gesê het, maar hierdie span gaan die Toit Ses Nasie kampioene word nie. En die laaste game van 2024 se Ses Nasie toernooi het op Lindishof plaasgevind, waar Harde Kolle ons gedek het vanaf Paardekloof, vanaf die eerste wedstryd tot en met die laaste wedstryd. Die finale op Lindishof, waar Harde Kolle vir ons 'n baie goeie platform gegee het en 'n baie great job gedoen het. Baie dankie aan Harde Kolle wat vir ons daai platform geskep het en vir ons daai hoogte laat bereik het. Want glo my, vir ons as jong laities in die plaaslike, vir ons as jong manne uit die plaaslike in die plaaslike gebiede was dit 'n groot voorreg om te weet jy speel op die TV, jy speel op YouTube, daar's mense van reg oor die wêreld wat jou raak sien. En dit was 'n baie goeie eerste toernooi, hierdie Ses Nasie toernooi. Die reëlingskomitee het vir hulle het regtig 'n amazing job gedoen. Maar 2024 het dit begin op Paardekloof, dit het geëindig op Lindishof, waar Paardekloof Rugby Klub gekroon was as kampioene van hierdie toernooi. En waar Franklin Daniels by die rugby afdeling, waar Franklin Daniels die speler van hierdie toernooi was. En Lindishof se netbalspan was gekroon as die netbalspan van die toernooi. En so het dit ons aangegaan en elkeen weer teruggegaan in die ligas en baie goed gedoen in die ligas. Vastrap, 'n naam wat op kan kom, wat ons kan noem, wat baie goed gedoen het in 2024 se liga wedstryde. En 2025 het die beplanning aangegaan rondom die Ses Nasie reeks. En die reëlingskomitee het weer voortgegaan om vir ons alles op die tafel te sit, dit wat hulle kon. Borge het ingekom. Die spanne het die 18de Januarie 2025 was die afskop van die Ses Nasie toernooi 2025. En die host was weer Paardekloof gewees, die huidige kampioene van die Ses Nasie toernooi, waar die spanne meegeding het. Paardekloof het gespeel teen Kromfontein in die hoofwedstryd, wat Kromfontein, wat in die gemeenskapskuld is, Paardekloof wat in die streekie dag is, maar Kromfontein het gekom en Paardekloof was so bietjie aan die wankelkant gewees, maar Paardekloof het 'n oorwinning behaal. 5 punte uit die game uit hy kon met 5 punte uit die game uit wegstap. In daardie wedstryd moet ek die pluimpie aan Kromfontein gee, wat regtig vir Paardekloof beproef het tot op sy uiterste toe. Waar Paardekloof op 'n stadium as sy dissipline 'n bietjie in die steek gelaat het, waar hy op 'n stadium met 13 man moes klaar gekom het, maar nogtans het hy hierdie een deurgetrek. En spelers wat uitgestaan het in hierdie wedstryd was definitief speler se naam AJ van Rooi, 8ste man van Paardekloof, baie jong ouetjie, baie goed gedissiplineerd en iewers gaan iemand hom raak sien. Franklin Daniels, 'n klong wat regtig wat nog baie hoogtes gaan bereik in die rugbykringe. En dan het Vastrap en Nooit Gedag mekaar die stryd aangesê, waar Vastrap die oorwinning behaal het. Nooit Gedag se kant, Jason Rabie, 'n ou wat regtig hand opsteek, wat oral op die veld is, wat jy enige dag kan staat opmaak uit 'n voet wat skrik vir niks. In Vastrap se kant kan ons praat van Sandiso, Vastrap se heel agter, maar dan wil ek ook bynoem Vastrap se los trio. Dit is ouens wat daai is ouens wat jy regtig moet in oog hou. As jy die dag teen Vastrap speel en jy mis daai ouens, jy gaan boet. Daai ouens gaan vir jou seer maak en jy gaan betaal vir jou foute, want daai ouens gaan die doellyn aanval ongeag wat. So Vastrap heidaglik is 'n baie bestendige span en 'n span wat gewys het en gesê en nog altyd sê, maar hulle is hier om getalle vol te maak, maar hulle is hier om die beker te wen. Terwyl Paardekloof sê hy het 'n plan beraam al lankal vir alles wat na hom kant toe kom en om sy kampioenskap te behou. En dan Lindishof en Tanfontein het mekaar die stryd aangesê, waar Lindishof
as oorwinnaars uit die stryd uitgetree het, beker te wen. Terwyl Paardekloof wie sê hy het 'n plan beraam al lankal vir alles wat na hom kant toe kom en om sy kampioenskap te behou. En dan Lindeshof en Tanfontein het mekaar die stryd ingesê waar Lindeshof as oorwinnaars uit die stryd uitgetree het. Tanfontein baie goed georganiseerd, was bietjie af op die dag gewees. Maar ek glo hulle gaan sterker terugkom. Voorlangs het Lindeshof gedomineer, agterlangs Lindeshof het van nommer 9 af tot op hulle heel agter tot op nommer 15 toe spoed krag. As jy die dag teen Lindeshof te staan kom en jy onderskat daai klein mannetjies daar in daai backline, dan maak jy 'n groot fout. Maar ou se naam wat ek baie graag wil noem, Maxwell Davids, daar van Lindeshof, hy speel senter. Dit is 'n ou wat vir niemand en niks terugstaan. Hy het 'n groot naam, ons almal weet van hom, almal ken hom, almal dra kennis van hom. So as hy die dag aan die gang is, dan het jy moeilikheid. Lindeshof voorlangs, nie groot nie, maar baie bestendig, samespel, baie goed. Maar die span om dop te hou, of die span wat meer uitgestaan het in week 1 van die 6 nasie toernooi 2025 was definitief Vastrap met sy voor en agterspelers wat baie lekker saamgegel het. Hier en daar 'n foutjie, hier en daar 'n blapsie, maar dit is goed waaraan hulle kan werk, soos hulle coach gesê het. Dit is terug oefenveld toe en gaan maak net die foute reg. So vir Vastrap om dop te hou, Vastrap het gesê hulle is hier om die 6 nasie toernooi te wen, terwyl Paardekloof sê hy het 'n plan, maar terwyl Lindeshof sê niemand gaan vir hom sê nie, dit is sy kap. Eerskomende Saterdag is ons op Vastrap, Vetkoekpark, gaan die 6 nasie ronde nommer 2 gaan op Vastrap plaasvind, Vetkoekpark, waar Paardekloof en Nooit Gedag mekaar sal pak. Lindeshof en Tanfontein mekaar sal pak. En dan is dit die hoofgame wat ek weet, wat ek glo gaan 'n stryd wees. Dit gaan 'n tipe final wees. Dit is Vastrap en Lindeshof. Ons praat van Vastrap en Lindeshof, twee spanne wat hierdie jaar 3 keer teen mekaar sal moet speel. Hulle speel in die Watsenberg streek uitdag. So maar dit is hierdie een wat sal kan waarna mense sal kan verwys dat dit is die Detroit 6 nasie finals. So Vastrap wat gaan kom met alles wat hy het. Sy voorspelers wat hom regmaak, Wilfred de Klerk, Keon Onker, daai tipe ouens wie ons weet wat hulle na die spel toe kan bring met hulle agterspelers. Voorlangs gaan is Vastrap so klein 'n bietjie sterker en meer bestendiger as Lindeshof. Agterlangs Vastrap het vlei met 'n heel agter Sandiswa, Cranwell, Hannekom, ons kan hulle opnoem op die naam. Dis ouens wat weet wat hulle na die game toe bring en na die spel toe bring. Nathan George, dit is almal ouens wat ons weet wat hulle op die dag vir jou kan gee en wat hulle nou toe gaan bring. Maar dan praat ons van Lindeshof, daai ouens het 'n agter backline wat saam gel, wat saam speel, en as die 4 daar is dit moeilik om daai ouens te stop. So ons gaan die naweek Vetkoekpark toe, daar waar Mama B, soos ons haar noem, Mama Vetkoeke, dit is waar Brenda, dit is waar sy is. Sy is in charge daar, so daai kant van op Vetkoekpark. So kom geniet die 6 nasie. Local is lekker. Baie dankie.